Word gou slim met Juffrou Mariska. Hallo maats. Vandag gaan ons leer oor superhelde. Weet jy wat is 'n superheld? Dis reg. 'n Superheld is iemand wat mense red teen kwaad, gevaar en onreg. In ons alledaagse lewe kry ons reddingsdienste soos brandweerdienste as daar groot vure uitbreek, mediese nooddienste soos die ambulans en paramedici wat beseerdes stabiliseer en vervoer na hospitale toe. Ons kry ook die polisie en sekuriteitsdienste wat die skelms vang en tronk toe vat. Dan kry ons dokters en verpleegsters wat ons beter maak as ons siek is of dalk 'n been gebreek het. Hierdie is maar net 'n paar voorbeelde, maar enige iemand kan 'n superheld wees, as dit jou bedoeling is om goed te doen en om iemand te help. Jy kan selfs 'n diertjie red en 'n superheld wees. Kom ons kyk of julle kan raai watter superheld ek voorgee om te wees. Gereed? Tantararan! Dis reg. Ek is Supergirl. Volgende enetjie. Spider-Man, baie mooi. Ek is Wonder Woman. Hulk smash! Jy het dit geweet. Ek was Hulk. Sandy gone.
Enige iemand kan 'n held wees. Ek gaan vir julle 'n boekie lees. Wat sê julle vir my? Wie is die held in die storie? Hierdie boek se naam is Sprokieperde, Aanster en die Meermin. Geskryf deur Karen King en Angela Hicks. Aanster, die klein Pegasus en sy maatjies, vlieg graag in die lug rond. Partykeer speel hulle wegkruipertjie in die mistige wit wolke. Soms jaag hulle reusies met die voëls, wat dink dit is baie snaaks om perde te sien vlieg. Soms vlieg hulle in die nag en speel tussen die skitterende sterre, maar nooit, ooit vlieg hulle oor die wye blou see nie. Dis veels te gevaarlik. Julle moenie oor die see vlieg voordat julle groter is nie, waarsku hulle mammas. Onthou, ons is nie soos ander perde nie. Ons kan nie swem nie. As julle vlerke moeg word, sal julle in die see val en in skuim verander. Sodra die maats by die rand van die strand kom, waar die branders breek, draai hulle om en vlieg terug huis toe. Maar Aanster draai nie altyd dadelik om nie. Hy staan en staar oor die wye blou see en wonder wat aan die ander kant is. Eendag, wanneer ek groot is, gaan ek oor die see vlieg, besluit hy. Een aand, terwyl Aanster tussen die sterre speel, hoor hy 'n gehuil. Dit is sag en ver weg, maar dit klink asof iemand in die moeilikheid is. Aanster kyk op die grond onder hom, maar kan niemand sien nie. Dan hoor hy dit weer. Help! Iemand! Help my asseblief! Waar is jy? Roep Aanster. Hieronder! Ek's gestrand! Asseblief help my! Die geroep kom van die strand onder hom af. Net toe Aanster oor die strand duik, kom die maan agter die wolke uit en verlig 'n jong meermin. Sy waai na hom van 'n rots op die strand af. Hieronder! Roep sy. Ek kom! Roep Aanster en duik af na haar toe. Ag, dankie tog, sê die meermin toe Aanster land. Ek is so bly om jou te sien, klein Pegasus. Ek's in groot moeilikheid. Wat's fout? Vra Aanster. En wat doen jy hier in die middel van die strand? Die meermin vertel hoe sy vroeër na die rots toe geswem het sodat sy in die son kon sit en haar hare kam. Dit was so warm dat ek aan die slaap geraak het, vertel sy. Toe ek wakker word, het dit laagwater geraak en nou is ek gestrand. Ek kan jou tot by die see neem. Dis nie ver nie, sê Aanster. Klim op my rug. Die meermin skud haar kop. Ek sal so lank uit die water uit, dat my sterte styf is om mee te swem. Ek kan dit nie beweeg nie. Ek sal spesiale koraalsalf moet aansmeer om dit sag te maak, voordat ek weer kan swem. Kan ek die salf vir jou bring? Vra Aanster. Die meermin begin huil. Nee, dis by die huis. As ek hier moet bly tot môreoggend, sal my stert heeltemal uitdroog. Dan sal ek nooit weer kan swem nie. Aanster kry haar jammer. Moenie huil nie, meermin. Ek sal jou huis toe neem. Waar bly jy? Dis baie ver. Ek bly in die middel van die see by Koraal-eiland. In die middel van die see? Aanster kyk oor die branders wat op die strand breek. Durf hy so ver oor die see vlieg? Doen hy dit nie, is die arme meermin vir altyd gestrand. Ek sal jou huis toe neem, sê hy dapper. Hy kniel langs die rots, spring op en hou styf vas. Ag, dankie tog! Die meermin gee hom 'n drukkie en klim op sy rug. Aanster haal diep asem en sprei sy vlerke oop. Dan kyk hy uit oor die see waar die meermin woon. Aanster vlieg in die aandlig in. Hy vlieg oor die silwersee.
Onder hom lyk dit of die see oneindig ver strek. Sê nou maar sy vlerke word moeg en hy kan nie verder vlieg nie. Hy sal in die water val en in skuim verander. Ek's 'n sterk, dapper Pegasus. Ek kan dit doen, dink hy. Verder en verder vlieg hy. O, dis lekker, lag die meermin in die wind. Ek het nog nooit gevlieg nie. En ek het nog nooit oor die see gevlieg nie, sê Aanster. Kyk die groot skip, roep die meermin. Daar's seker baie mense aan boord. Aanster duik af sodat hulle beter kan sien. Van die passasiers sien Aanster verbyvlieg, maar hulle dink dis 'n verskietende ster. Een dogtertjie wen selfs iets. Hulle vlieg verby dolfyne wat in die brandersbal jaar, nog skepe en klein visserbootjies. Verby 'n groot blou walvis en skole blinkvissies vlieg hulle. Uiteindelik sien hulle 'n eiland. Koraleiland, lag die meermin. Dis my huis. Ek het dit reg gekry, dink Aanster bly. Hy het oor die wye blou see gevlieg, sonder om in te val. Oral kom meerminne en meermanne uit die see om hulle te groet. Hulle kyk hoe Aanster langs die waterland en kniel dat die meermin van sy rug kan afgly. Tina, wat gaan aan? Waar was jy? 'n Meerman swem na haar toe, waar sy in die warm seewater ingly. Ek was gestrand op 'n rots op die strand, pappa. Die klein Pegasus het my gered, sê sy. Tina se familie sê vir Aanster dankie dat hy haar veilig teruggebring het. Ons was so bekommerd, sê haar mamma, en vryf koraalsalf aan Tina se stert om dit weer sag te kry. Nou kan ek weer swem, lag Tina en gee Aanster 'n drukkie. Dankie tog. Ek het 'n spesiale geskenk vir jou omdat jy my gehelp het. Sy vleg 'n string silwer wonderseegras in Aanster se stert. Hou dit in jou stert, sê sy. Dit sal sorg dat jy altyd veilig by die huis kom. Dankie, sê Aanster dankbaar. Kom kuier weer by ons, roep Tina toe Aanster wegvlieg. Ek sal, antwoord hy. Aanster is nou niks bang om oor die wye blou see te vlieg nie. Hy's een keer daaroor. Hy kan dit weer doen. En Tina se spesiale geskenk sal help om hom veilig te hou. Die ander Pegasse wag benoud vir hom op die strand. Hulle is baie verlig toe hulle vir Aanster sien aankom. Waar was jy? Vra sy mamma. Ons het oral na jou gesoek. Ons was bang jy het moeg geword en in die see geval. Ek's jammer, mamma, sê Aanster, maar die meermin het my hulp nodig gehad. Hy vertel hulle van sy avontuur en wys vir hulle Tina se spesiale geskenk. Van daardie dag af vlieg Aanster gereeld Koraleiland toe om vir sy maatjie te gaan kuier. Danksy sy dapper hart en die meermin se geskenk kom hy altyd veilig by die huis. Kon julle toe uitmaak wie was die held in die storie? Dis reg. Aanster, die Pegasus. Wie sou jy sê is jou gunsteling superheld? Interessant. My gunsteling held is Jesus. Want hy het vir ons sondes aan die kruis gesterf en hy beskerm ons daagliks. Al wat ons hoef te doen is om in hom te glo en om daagliks te bid om hom te vra vir beskerming. En dan natuurlik om hom lief te hê. As jy hierdie video geniet het, maak seker om die like en die subscribe knoppie te klik. Sien jou volgende keer.